Jy is ingeskakel op die groot ontbyt, Groot FM 90.5 kanaal 144 op Kyknet. En ons volgende ateljeegas is hier, afrigter van die korfbalspan van Suid-provinsies. Baie welkom, Roan Josh. Nee, ek ook. Sanger, besigheidsman van Sport. Ja, nee, ek kan korfbal speel hoor. Ek is nie Jy kan korfbal speel. Ingelig oor dit nie. So, Joshua, as ons nou hierdie album kan bespreek, heeltemal 'n nuwe rigting, heeltemal iets nuuts. Ons is saam op die groot boot. Ja. Die verstaan, jy kan sing. Mense is mal oor, jy het al groot goed gedoen. Maar is jou eerste album. Maar Ja. kom ons vat hom net eers agtergrond. Okay. Jy weet, groot word jare. Bespreek. Groot word jare was tussen die duine en die rooi sand van die Kalahari in Namibië. As ons daar gebore en groot geword en toe ek 11 jaar oud was, toe het ons Suid-Afrika toe getrek, nooit gedwonge. Toe het ek hierso kom sit soos 'n skaamseentjie in die hoek want ek was nie seker wat in hierdie groot stad aangaan nie. En ja, van ek 11 is ons nou hierso, so ek is eintlik nou langer 'n Suid-Afrikaner as wat ek in Namibië was. En wat is jou paspoort nog Namibies? Nee, ons moes burgerskap al afgee. Ons kan net een hê in Suid-Afrika, so ons is nou Suid-Afrikaners. Hoe kan jy dit glo? Ja. En maar sal jy teruggaan na Namibië toe? Wel, ek weet nie, maybe as ek aftree, sal ek vir my 'n lyntjie daar gaan kry met groente en 'n bil en 'n koei en 'n paar skape en Dit kan baie lekker wees. Bestaansboer leef dan doen. Maar ons gaan gereeld terug vir vakansies. So ons gaan baie Henties Baai toe, ons gaan baie Windhoek toe en ons gaan toer ook nogal baie daar. So dit is heerlik vir ons om terug te gaan. Ek wil nie graag die aksent verloor nie. So nou en dan luister ek net hoe praat my pa en dan kry ek hom terug. Dan vat jy weer terug. Want dis die ding om in daai huis groot te word, musiekhuis. En jy's baie kleins met die toerdery. Jy weet, geweldig, jou maat baie getoer. Ja. Jonita, het dit bygedra vir jou liefde vir musiek? Want ek dink ander mense voel weer, my pa het rugby gespeel, het gebeur met rugby speel, dan speel hy rugby. Ja. Maar baie mense gaan weer nee, ek wil nie doen wat my ma of my pa doen nie. Het dit natuurlik gekom, dit gehelp? Dit het natuurlik gekom. Ons het juist gister het ons ook met iemand gesels daaroor. Dit was, jy weet, ons huis was gevul met musiek. Vandat ons klein was, vandat jy weet, ek kan onthou as elke Saterdag as daar gebraai word, is daar musiek in die huis en dit was van Steve Hofmeyr tot die beste country en jy weet dit is waarmee ons groot geword het en toe my ma nou begin sing het uit die aard van die saak, is dit wat in jou lewe gebeur. So ons het groot geword in die bedryf en hulle het ook, jy weet ons ouers het vir ons gesê vir my en Franja gesê, jy weet julle kan kies wat julle wil doen en ons ondersteun julle in alles wat julle doen. Julle hoef nie nou noodwendig die musiekrigting te gaan nie en byvoorbeeld my boetie is heavy happy op die plaas. Hy is boerseun. Met die wild en die boerseun. So hulle is regtig, hulle is ouers wat alles ondersteun wat ons doen en ek meen daar's baie wat ons doen buite in die sing. Ons is besig met 'n klomp goedjies, maar dit het natuurlik gekom. Ek het onthou op die vliegtuig, toe julle almal saam groot boot toe Durban toe, sit die boetie met die landbou weer plat. En die ander twee sing. Kyk na die weeklikse beespryse. Ja, dit is baie goed geweest. Ons gaan nou gesels want hier is 'n weet die hele naamsverandering, die hele brand wat jy bou. Weet in ons wil oor die album gesels. En die debuutalbum is Ego. Die enkelsnit is toevallig. Ek wil daai net regstel. Het jy toevallig 'n fout gemaak? Ek het toevallig 'n fout gemaak, want dit is toe nou Ego. En nou jy geweet Josh staan vir Joshua. Dis vir korting. Das hy. Baie welkom weer eens. Baie dankie, is baie interessant om hier te sien wat julle alles hier aanvang. Maar jy kan nou sien hoe gaas is as dit tegnologies begin. Ek het soveel foute gemaak Maar jy vandag. doen so goed. Ja, hardloop hierdie hele skip. Nie heeltemal nie. Ek sal dit gedoen het as al my wat mense het werkers op die skip saamgewerk het. Dan sou dit baie beter gewees het. Jou nuwe album, nee, Ego. Ja. Baie van die liedjies jy saam geskryf ook. Jy skryf, Franja skryf saam met jou. Ja. Weet is dit van hoe vroeg het jy al begin liedjies skryf? Hoe oud was jy? Ek het van kleins af skryf ek al liedjies, maar ek moet vir jou sê niks was al goed genoeg om op 'n album te kom nie. So met hierdie album het 'n klomp skrywers vir my geskryf en ek het met so vier van die songs het ek gehelp met lirieke. Maar my sussie is een fantastiese liedjieskrywer. So ons het so 2 of 3 het ons saam wat sy die melodie geskryf het en die idee gebring het of ek bring 'n idee vir die liedjie en dan gaan ons van daar af, maar ja, dis maar eintlik 'n spanpoging. Ons doen mos maar alles saam, ons doen plesietjies. Ja, julle is soos 'n span. Julle is regtig 'n span, selfs met die besigheid ook, want dis die besigheidskant. Hardloop jy ook vir die familie. Ja. Jy weet, maar wat is jou grootste passie? Sal jy so graag wil voltyd sing dat jy heeltemal die besigheid los of sal jy nog steeds 'n balans wil hê?
Jordan is vir my moeilik. Ek moet vir jou sê, my passie, my grootste passie is musiek en om op die verhoog te wees. Ek dink daar is vir my 'n plek in die wêreld waar ek meer gelukkig is as op die verhoog nie. Tog weet ek, jy weet die realiteit van die ekonomiese toestande en die lewe waarin ons vandag is. Jy kan nie al jou eiertjies in een mandjie sit nie. Verseker. So en ons is baie bevoorreg om ons eie besigheid te kan hê. So ek wil graag 'n goeie balans handhaaf, maar ek voel, jy weet met die besigheid is ons nou al op 'n plek waar ek nie meer pal by die kantoor hoef te wees en te bestuur en sulke dinge. Daar is soveel ongelooflike mense wat om my geplaas is en wat ons jy weet met die hand uitgekies het. So hy kan lekker aangaan terwyl ek toer. So my passie is maar toer. As jy nou, hoekom die titel Ego? Wat het geïnspireer? Ego is 'n liedjie wat my onmiddellik aangegryp het toe ek dit die eerste keer hoor. Is geskryf deur Johan Oberholzer. En dit gaan oor die universele, daai Bybelse reël van dit wat jy gee is wat jy gaan kry. Jy weet, doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. En die woorde het baie gespreek tot my as persoon, jy weet, ek streef daarna om regtig mense goed te hanteer om my, met die doel dat hulle dan ook so 'n bietjie liefde vir my ook sal gee. Maar ja, die liedjie het onmiddellik met my hart gepraat en ek het dit gevoel is die perfekte titel. En dan as jy ander liedjies het vir jou uitstaan wat jy voel, weet wat jy graag wil hê moet groter gaan. Baie. Ek wil lewe nommer 2 is die volgende enkelsnit wat ons gaan doen saam met Franja. Ons neem binne die volgende paar dae neem ons die video vir hom oop. Okay. So die mense kan uitkyk vir Ek wil lewe se musiekvideo. En dan verder, ek is baie lief vir Ego. Iewers het ek jou verloor. Wees my een het ek geskryf vir my toekomstige vrou wat ek nog iewers moet kry. Ek weet nie waar nie. Ek het 'n niggie. Het jy 'n niggie? Ja, mooi niggie. Hoe oud is sy? Sy's getroud, maar ons kan mens moet altyd 'n skandaal iewers hê. Dit werk in die musiekbedryf so. Maar daar's 'n paar liedjies so die mense kan luister. Hoor is ek het vir jou 'n vasvraag ook, né? Ja. Oor Ego. Eerste instansie, jy weet Ego is gaan. Hallo. Ja. Wat kan jy nie hoor wat nie kan Ego nie? Sê net maar 'n dier wat 'n geluid 'n maak. Eend se kwak. Kan jy glo? Ja, en 'n hond wat blaf. En dan eintlik kan jy dit hy Ego, maar hy Ego sodat die menslike ore dit kan hoor nie. So dit's vreemd. Vir ons kan jy blaf ook. 'n hond se blaf ook. En waar kom die woord Ego vandaan? Die storie van Ego is baie mooi. Is dit nie iets van Grieks nie? Alles is Dit is Grieks. Brintie waar Grieks. wat sy het so baie gepraat en toe word sy vervloek met hierdie hulle was so in mekaar in, sy en die ander ou. Hy was narcissist en hy is toe gekry dat sy altyd teruggehoor het wat sy sê. Ja. Omdat hy so geïrriteer het en hy het net vir homself in die poel gekyk. Hieronder, kan jy glo? Ek dink ek moet my titel van my album verander. Ek dink ek moet 'n reprint doen. Ja, maar jou volgende album se naam gaan selfie wees. Ek het gedog is Bybels en nou Dit is Grieks. Maar jy kan dit verander. Mens kan altyd dit positief maak. Ja. Jou eie. Baie sterkte met die album. baie dankie. Ek weet dit is soos ek sê ek op die boot ook mense was mal oor julle. Julle is verskriklik talentvol. Julle sing baie mooi. dankie. So gaan koop hierdie album, maak seker jy kry hom. Sterkte Roan, ons praat vinnig weer. Baie dankie. Sien uit na Ek die volgende waardeer die sal. tyd.